So Jesus wys ons eintlik deur sy opdaag in elke situasie, dat jy nie altyd die eerste of die laaste of enigsins 'n woord hoef in te kry nie. Somstyds kan jy sonder woorde ook net in die situasie wees. Sonder om iets te sê, sonder om iets te wys, sonder om iets te wil uitdruk van afkeer teenoor iemand anders of iets oor jouself te wil sê. Jesus wys ons dat somstyds kom die waarheid duideliker uit in die stilte sonder woorde. Hier is in hierdie oomblik niks eintlik om oor te dink nie. Hier moet jy nie oor enigiets probeer redeneer of iets bedink in jou gedagtes nie. Hier moet jy net in die oomblik wees. Jy moet die oomblik sien en jy moet die oomblik ervaar. Hierdie waarheid wat hier voor jou oë ontvou, dat dit jou kan deurspoel. Dat dit deel van jou kan word, hierdie ervaring van die mens, die seun van God, wat in waarheid hier staan. Hy sê, hier is ek. Voel die diepte van hierdie geskiedkundige, unieke oomblik, wat vir ons opgeteken en beskryf is. Al wat ek hier moet sien en ervaar is Jesus. Selfs al word Jesus uiteindelik stil gemaak. Selfs al probeer die wêreld hom vandag nog steeds stil maak. Sy getuienis en nalatenskap uitvee, staan die waarheid vas. Praat die waarheid steeds kliphard en sal dit nooit stil gemaak kan word nie. Dis God se belofte aan ons. Ons ken die einde, die laaste hoofstuk van hierdie boek. Ons weet hoe dit gaan uitspeel. Hierdie is alles net tydelik. Hierdie wat ons hier ervaar, waar ons so gewoond raak, wat vir ons so lekker is, liedjies wat ons sing, wat ons mis vanoggend, dit gaan verbygaan. Hierdie is nie die ultimate nie. Die ultimate, die beste lê nog voor, dit kom vir ons. Want die waarheid sal altyd seëvier. Hierdie waarheid staan vas. Ons is op pad na die groter openbaring van die waarheid, as hy weer kom en sy kinders kom haal.